Hallo Garsfontein Geloofsfamilie. Baie welkom by hierdie groeigroep inleidingsvideo. Hierdie week gesels ons bietjie oor gebed saam as 'n groep. Gebed hierdie wonderlike ding wat integraal deel is van ons lewe. Gebed is nie iets wat ons net een keer oor preek of een keer oor doen of hier nou en dan doen nie. Dis dieselfde as Bybel lees. Ons sing altyd vir die kinders soos ons Sondag gedoen het die liedjie, lees jou Bybel, bid elke dag. Hierdie twee gaan altyd hand aan hand. Dis hierdie gewoontes wat ons as gelowiges het. So vandag as ons nou praat oor gebed, is dit nie iets wat nou praat ons daaroor en dan is dit verby nie. Dis permanent altyd deel van ons lewens as Christene, as disippels, as kinders van die Here. Vandag gaan ons saam lees uit Matteus 6, hierdie gebed wat Jesus vir ons leer om te bid. Lees saam, luister saam as jy wil, net as 'n gebed, dan hoor ons, hoe leer die Here Jesus Christus vir ons om te bid. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Hoe kragtig en eenvoudig is hierdie gebed? Jesus wat in hierdie paar verse alles van die dinamika van gebed opsom. Natuurlik is dit mos nou nie iets wat jy net so gaan bid, elke keer net die Onse Vader nie. Maar hoe mooi is dit om ons te herinner, wat is ons houding in gebed? Hoe moet ons gebedslewe daagliks lyk? Hoe moet ons houding wees? Wat moet dit alles hê binne-in, sodat vir ons dit soveel kan beteken? Gebed is hierdie manier hoe ons met God kommunikeer, ons hart met hom deel, hom loof, hom prys, hom vra, hom dank. Hierdie ongelooflike ding wat ons as gelowiges het, dat ons enige plek kan wees en ons gedagtes tot God rig. En ons weet as gelowiges, dis nie asof ons in 'n tou staan en iewers sal God, miskien as hy daarby uitkom, hoor wat jy bid nie. God is almagtig, God is alomteenwoordig en hy hoor jou gebede. Hy luister daarna en hy weet wat is goed vir ons en so sal hy vir jou gee wat jy nodig het. Mag elkeen van julle aanhou bid en daarmee bedoel ek nie net aanhou bid vir 'n sekere saak nie. Mag dit toegewyd in jou lewe, iets wees wat jy deur die dag doen, maar ook iets waarvoor jy tyd maak. Mag jy besef dat gebed hierdie kragtige manier is om jou verhouding met God te bou. Laat dit skyn, laat dit bruis.